Belastingseisoen is weer hier en vir baie Suid-Afrikaners bring hierdie seisoen 'n bekende kombinasie van vrae, sperdatums en 'n bietjie stres. Anja Meyer, professionele rekenmeester en belastingpraktisyn van Finero Professional Accountant, kuier vandag by ons om ons hiermee te help. Baie welkom. Baie dankie Elsa, dit is lekker om hier te wees. Goed, so hoekom moet die gemiddelde persoon seker maak dat hulle in die belastingseisoen ernstig moet optree? So baie mense dink dat hulle nie verplig is om belasting in te dien nie en dit kan baie moontlik wees dat jy wel verplig is al dink jy is nie. Baie mense dink hulle het 'n klein salarisie, klein bedragie belasting word afgetrek en hulle is okay, maar dis eintlik baie belangrik om daarna te kyk om jou belasting in te dien. SARS is geneig om boetes te hef op enige laat-indienings, so ek sê altyd vir my kliënte, kyk eerder, maak seker jou belasting is op datum en dan weet jy voldoen aan die nodige wetlike vereistes ook. En wie moet almal 'n belastingopgawe indien? So daar is sekere reëls wat SARS uitgereik het om te sê dat daar sekere mense is wat nie belasting hoef in te dien nie, maar daar's 'n hele lys van reëls en jy moet aan elke liewe vereiste voldoen om nie onder daai kerf te val nie. Goed. En een van dit is ook dat jou pay-in moet 100% reg afgetrek wees en ook jy moet net uit een bron uit inkomste verdien. Nou ek sê altyd vir my kliënte, kom ons sê 'n belastingjaar loop van Maart tot Februarie. So as jy in Januarie met 'n nuwe werk begin het jy klaar 'n tweede bron van inkomste. Dan is jy klaar verplig om in te dien. So ek stel gewoonlik voor al dink jy jy's nie verplig nie, dien eerder in en mense is geneig om bang te wees, maar jy kan actually dalk 'n bedragie terugkry van SARS of as jy gelukkig is. As jy 'n mediese fonds het of jy het 'n uitreë-anniteit, dan kan dit in jou gunst stel. Ja, want baie mense dink, jy weet, as jy net 'n salaris verdien, dan hoef jy niks te doen nie. Ek het ook al van diegene gehoor wat so redeneer. Ja, en eintlik eerlik, dit kan net voordelig wees vir jou. Mense hoef nie bang te wees vir SARS nie. Dis hoekom mense soos ons is om te help met sulke tipe goed, om te help daarmee dat jy het nie nodig om bang te wees nie. Ons kan jou help om dit op die regte manier te doen en ook om jou belastingssituasie sou jy moes inbetaal op die beste manier moontlik soos te help dat jy aan die wet kan voldoen en ook so min as moontlik te kan betaal op die einde van die dag. Want ek dink ook party mense dink, jy weet, dit is 'n vreeslike administratiewe taak, maar dit is waarom ons dankbaar is vir mense soos julle wat ons kan help. Presies. Goed, wat is die grootste fout wat mense elke jaar maak wanneer dit by die kwessie kom? Ek sou sê die grootste fout wat mense maak is om te aanvaar dat die inligting wat SARS van hulle het is reg en hulle gaan dit aan. Hulle maak nie dubbel seker om te kyk hoor jy het SARS al my mediese inligting nie. Goed wat mense mis is as jy byvoorbeeld vir 'n publieke instansie 'n geldjie skenk wat vir jou 'n 18A sertifikaat kan gee, kan jy daai geldjie wat jy geskenk het ook gebruik as 'n belastingaftrekbare uitgawe wat dan ook jou kan help om 'n bietjie belasting terug te kry. So ek dink die grootste fout wat mense maak om dit self te probeer doen is hulle kry nie die grootste voordeel nie omdat hulle nie dalk die nodige kennis het onwetend nie. Dis hoekom ek altyd ook sê dis beter om iemand te gebruik wat weet hoe dit werk. Goed, so watter dokumente en inligting is die belangrikste en moet 'n mens solank bymekaar maak voordat 'n mens dan nou indien? So ek sou definitief sê om te weet wat jou belastingnommer is baie belangrik. Dan kan jy ook begin kyk wat is jou e-filing profiel, is jou e-filing profiel reg, het jy alles onder beheer daar, is jou bankbesonderhede opgedateer op e-filing. Ons as belastingpraktisyne het 'n e-filing profiel waar ons dan al ons kliënte se inligting op het. So as jy iemand het wat na jou goed kyk, kan jy vir hulle vra hoorie is al my goed reg. En dan kan jy ook jou ERP5 reg kry, jou mediese sertifikaat aanvra by jou mediese fonds. As jy 'n uitreë-anniteit het, kan jy jou bydrae sertifikaat aanvra. En dan natuurlik mense wat vir kommissie werk, hulle kan hulle kommissie uitgawes elke maand bymekaar hou en ook mense wat 'n reistoelaag kry. Hulle logboek moet hulle definitief dan ook reg kry en alles agter mekaar hê. Goed, so wat gebeur indien iemand nou miskien die sperdatum misloop of glad nie indien nie? So wat eersins sal gebeur is aan jou inkomstebelastingnommer is daar dan 'n nommer en 'n e-posadres aangekoppel. So SARS gaan vir jou 'n aanmaning stuur, hulle sal vir jou briewe stuur, hulle sal vir jou SMS'e stuur en vir jou sê hoor hierso jou opgawe is uitstaande. En dan as die aanmanings nie na geluister word nie en jy die nog steeds nie in nie,
kan SARS boetes uitreik. Die boetes begin by R250 'n maand en dit kan baie meer wees as dit ook. Hulle sal dan elke liewe maand aanhou om die boete vir jou te gee totdat jy indien. En sodra jy indien, gaan daai boetes nie wegneem, jy moet dit nog steeds betaal. So dis definitief baie belangrik om seker te maak dat jy moet indien, as jy moet indien, moet jy indien. Goed, ek dink die sogenaamde side hustles is aan die orde van die dag in vandag se Yes. tyd. Mense hoor baie gereeld daarvan. Ek dink die meeste mense het nie veel van 'n keuse nie. Natuurlijk. Maar dan, jy weet, ook iets soos 'n sekondêre inkomste. So, hoe beïnvloed so iets 'n mens se belasting? Dit is 'n baie goeie vraag en dit is nogal 'n moeilike situasie ook. Ja. Dit is definitief iets wat ook verklaar moet word aan SARS. Dit kan twee situasies wees. Baie mense het 'n tweede werk, waar die werk dan ook vir hulle page in aftrek, maar omdat die twee salarisse saam jou moontlik in 'n ander tax bracket gaan ingooi, gaan jou belasting dalk baie moontlik te min wees. Die ander scenario is waar jy op die kantlyn op jou eie dalk geld kan verdien. Dit moet ook verklaar word. Ons oplossing vir dit is maar gewoonlik om te sê dat 'n mens jou moet registreer vir voorlopige belasting. Na 6 maande in die finansiële jaar in moet kyk hoe lyk jou belastingsituasie, moet jy dalk 'n bietjie inbetaal en dan weer na 12 maande en dan weer na die finale prentjie sodra die finale indienings oopmaak. So ja, dit het 'n invloed op belasting ongelukkig. Maar ja, dis maar deel van dit. Dit klink vir my baie ingewikkeld, maar goed. Is dit altyd nodig om hulp te kry? Jy weet, of kan die gemiddelde mens dit self uitsorteer of doen? Kyk, ek sou sê as jy die basiese beginsels verstaan, kan jy dit op jou eie doen, ja. Maar ek sal meeste van die tyd aanbeveel dat as jy net selfs 'n bietjie onseker is, reik uit na 'n belastingpersoon toe om jou daarmee te help. Dit is baie beter en meer koste-effektief om van die begin af iemand te gebruik om jou te help om dit op die regte manier te doen. As wat jy self probeer, jy lok dalk audits, jy doen nie goed verkeerd in en dan moet jy iemand betaal om dit reg te maak en dit weer te doen. So ons sê maar gewoonlik as jy redelike verstaan het van dit, ja, doen dit dan self, maar meeste van die tyd as jy net bietjie twyfel, kry dan eerder iemand om jou te help. Goed, ek wil vra vir 3 maklike wenke, jy weet, om 'n mens se belastingseisoen of die belastingseisoen vir 'n persoon minder stresvol te maak. Okay. So ek sou definitief sê, die eerste wenk is om die sperdatums te ken, te weet wat die sperdatums is. En dit is dan natuurlik nou van Julie af. So die begin van Julie is dit die auto-assessments wat uitgereik word. Van middel Julie af tot in Oktober is dit dan die non-provisional taxpayers en dan middel Julie af tot Januarie is dit die provisional taxpayers. So ken jou datums, weet wanneer jy moet indien, dis belangrik. Die tweede een wat ek sou sê is om jou dokumente deur die jaar op datum te hou. Vir al die mense wat kommissie uitgawes het en wat logboeks het, dis baie moeilik as jy aan die einde van die jaar kom om dan te onthou wat jy laas jaar heen gery en wat se uitgawes het jy gehad laas jaar. So as mens elke maand daai goed net op datum hou, maak dit die stres baie minder aan die einde van die tydperk. En dan die derde een sou ek sê is om seker te maak dat jou e-filing profiel op datum is. Maak seker jou bankbesonderhede is opgedateer op jou profiel. Maak seker dat jou kontakbesonderhede reg is en as jy nie self toegang het tot jou profiel nie, maak seker by jou belastingpersoon dat alles wel in orde is. Dit sal ek definitief sê is belangrik. En dan ook as jy onseker is, reik uit na iemand toe om jou te help. Ek dink dit is nogal iets wat 'n mens moet beklemtoon, want Ja. ek dink dit is 'n kwessie wat baie ingewikkeld kan raak, jy weet. Dit is so, ja. So en baie maklik in 'n kopseer ook kan ontaard. Ja. So ek dink definitief dat dit die moeite werd sal wees om by julle aan te klop. Baie dankie vir al die wenke wat jy vanoggend met ons kom deel het. En kom ons hoop dat dit minder stresvol sal raak vir mense soos wat die tyd aangaan, jy Ja. weet. Ja, Yes, definitief. 100%. Baie dankie. Ons Dankie. gesels weer met jou in die toekoms. Goed, ons gesels net hierna met die bofbalspeler Amorey Clark. Jy kan ingeskakel bly want ons is dan nou binnekort weer terug, maar intussen wil ek jou ook daaraan herinner dat jy baie welkom is om Goeiemôre Good Morning te gaan volg op alle sosiale media platforms en gerus 'n draai kan maak op ons YouTube kanaal om weer na hierdie interessante gesprekke te gaan kyk en te luister.